Is dit nie lieflik in die teenwoordigheid van God? Daar is net iets anders wanneer die Gees van God se kragvaardig raak in 'n plek. En weet wat, ek wil die Here dankie sê dat hy ons nog so besoek. En ek dank die Here want ek weet dat dit wat ons ervaar is nie aangeplak nie. Dit wat ons ervaar is eg. Weet, ons kan almal hier staan en ons kan iets probeer doen wat dit nie is nie, maar ek weier. En as dit hoe dit gaan wees, as dit so gaan wees hier, kan ek vir julle sê, hier gaan iemand anders hier staan, sal nie ek wees nie. Want ek weier om iets te probeer doen wat nie van God af is nie. Amen. Iets te probeer sê wat nie van hom af is nie. Ons sal doen en net doen wat hy wil hê ons moet doen. Amen. As jy die Bybel saamgebring het, ek gaan net 1-2 verse lees. Ek het dit reeds gedoen. Psalm 42 vers 2 en vers 3. As jy daar is, kan jy sê, Amen. Hy sê, soos 'n hert smag na waterstrome, smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Daar is groot woorde. En ek wil vanoggend vir jou vra dat, hoe smag jou siel na God? Ek wil vir jou die vraag vandag vra, of dat ek so sê, ek wil begin deur die vraag te vra. En ek wil vir jou vra, nie die een wat langs jou sit nie. Ek vra nie vir jou vrou nie, ek vra nie vir jou man nie, ek vra nie vir die kinders wat jy sê, vir jou kinders, ek vra vir elke persoon wat hier sit vanoggend. Hoe honger is jy nog vir God? Want jy sien, dit gebeur soms dat jy gaan kerk toe, maar dis uit gewoonheid. Jy sit in die kerk, maar dis nie meer uit 'n honger nie. Dis uit gewoonheid. Jy bid, maar dis net routine. Jy sing, maar dis maar net omrede jy wil saam sing. Wat is die punt daarvan om 'n lied te sing, as dit maar net is, want dit sing vir jou lekker? Want hoor mooi, kind van God, dit wat ek en jy doen, wanneer ons sing, is nie om jou te lekker voel nie. Kijk, daar is koortjies wat lekker is, hoor. En ons, dis net, jy wil net dans, en jy wil hippel, en jy wil spring. Maar hoor my mooi, dit wat jy doen, doen jy vir hom, om hom te verheerlik, om hom te laat goed voel, nie vir jou nie. So, wat wil ek vir jou sê, wat is die punt jy sing? Vandag, kies pastoor is voor, hierdie liedjie dat my so goed voel. Wanneer sing jy bietjie dat God kan goed voel? Want dit is hoekom jy sing. Wanneer jy dien, ek sien dit so baie. Pastoor, ek dien die Here. Maar jy sien nie die passie nie. En ek is jammer, ek gaan nou vir Rian uitsonder, Lorraine. Weet jy wat? As jy wil passie sien, kyk na daai jong man. Amen. Hoor, wat sê tweede koor wat ons gesing het? Toe ons dit sing, toe vat hy sy woord. Hy sê, I found a new way of living. Amen. I found a new life divine. I found the fruit of the Spirit. I'm abiding in the vine. Yes, amen. Amen. The
Dis passief vir God daai, hoor. Hy verstaan dalk nie soos jy nie. Ek wil vir jou sê, hy verstaan eintlik beter as ek en jy. Because he understands the way that he found. He is the only way for him. Maar wie wat is die kind van God? Ek en jy soek ander paaie. We're looking for different ways. There is only one way, hoor. En sy naam is Jesus. Halleluja. Jy sit hier. Jy lyk okay. En hoor my mooi, ek praat met mense wat in hierdie plek sit vanoggend, hoor. Jy sit hier. Jy lyk alraai, maar binne is jy leeg. Hoor mooi kind van God, die Here soek manne en vroue wat hom in gees en waarheid sal aanbid. Nie uit gewoonte uit nie, nie uit routine uit nie, maar omrede God vir jou iets beteken. My boodskap vanoggend aan jou is eenvoudig. Hoe honger is jy na God? Is jy nog soekend kind van God? Jy sien die ding is Jeremia 29:13 sê, en julle sal my soek en vind as julle na my vra met jou hele hart. Nie met 'n halwe hart nie, met jou hele hart. Amen. Halleluja. Ek gaan nie name noem nie, maar die mense in hierdie plek wat ek weet, wat God soek. En hoor my, jy kan dit sien. Hulle loop nie met die Bybel onder die arm en vertel vir almal ek is 'n Christen nie. They don't have to do that because the fruit is shown. Om honger te wees vir kind van God, vir die Here, kom nie outomaties nie. Dit is nie net, it just doesn't happen. Dit is baie lekker wanneer jy jou hart vir God gee en wanneer jy die Here begin dien. En dit is so mooi om die ywer te sien, maar hoor my, die honger kom nie outomaties nie. Dis iets wat dan gewerk moet word. En ek sien dit so baie. En daar kan jy vereenselde met dit wat ek nou vir jou wil sê. Maar kan jy onthou die dag toe God jou siel gered het? Kan jy onthou die dag toe jou hart vir God gegee het? Want jy was aan die brand. Jy was aan die gang. Jy kon nie wag vir Sondag nie. Jy kon nie wag om op te staan en kerk toe te gaan nie. Jy kon nie wag om te bid nie. Jy kon nie wag om net iets vir God te doen nie. Jy kon nie gewag het om net in die teenwoordigheid van God in te kon beweeg nie. Want jy sien, net toe dit gebeur het, toe brand die vuur hoog. Soos hierdie liedjie sê, soos 'n hert smag na waterstrome, smag my siel na U, o Here. Maar weet jy wat is die probleem? Mense die die verdraaide idee dat God net altyd gee wat ek wil hê, maar die probleem is dit wat ek altyd soek, is nie altyd geestelik nie. Ek soek weelde, ek soek erkenning, ek soek geld, ek soek al die lekker dinge, maar soek jy vanoggend nog na God? Want jy sien, die ding is, nee, as jy nie God soek nie, dan mis jy die punt. Soek ek jy. Want jy sien, na 'n ruk, as jy die Here dien, en jy sit in omstandighede, en baie maal interpreteer ons partykeer die woord nie so mooi nie, en ons verstaan nie aldag lekker nie, en dan vat die Here miskien 'n week langer waar hy is om te antwoord. Of, maar ek sien dat nou nie, ek voel dat nou nie. Hoor my mooi, jou verhouding met God gaan nie oor gevoel nie, wat? Nee. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor hom. Amen. Want jy sien, wat gebeur? Baie mense het die idee dat wanneer ek my hart vir God gee,
gaan die wêreld die buite ewe skielik verander. Maar kan ek jou nie gee, die wêreld gaan nie verander nie. Die wêreld bly dieselfde. Jy het nodig om te verander, sodat die wêreld kan sien, jy is anders. Amen. En wat gebeur, kind van God? Because I'm a new creation, I'm a brand new man. All things have passed away, I'm born again in him. Is aan die gang. Sondag en die krag van die Here val in die kerk. En maandag stap jy by die werk in. And guess what? Life happens. Amen. So wat nou? Want die omstandighede is nog steeds dieselfde. Nou wat nou? Iemand stel jou te leer. Iemand kom jou te na. Maar jy hou aan, nee, pastoor, ons is aan die gang, is reg. 3, 4, 5 maande, 6 maande, jaar, wie weet. En dan sneek daar 'n sondetjie weer terug, wat jy so hard oorgevat het. Die ou gewoonte, sneek in. En hoor mooi, ek preek vir myself kliphard elke dag. Maar dan gebruik ons die verskoning, ag pastoor, ek is ons maar net 'n mens. Maar wanneer kom ons verby die punt van net mens wees, die kind van God wees? Want hoor my, die mense kyk na jou, die mense wil sien wie binne in jou leef. En wat se, want dit jy sê nou in ons eie, maar dit is so amazing wanneer jy werk en mense kan sien dat jy is 'n kind van God. Mense kan sien jy dien God. Want weet jy wat? Dis ek wil nou ding sê, dit gaan dalk 'n horribale ding wees om te sê. Maar baie keer is jy die enigste Bybel wat ander mense lees. My wonder ek baie keer as die wêreld na kinders van die Here kyk, wat sien hulle? Dan toekies 'n soekhoek. Hoop soek vir 'n man en 'n vrou wat vir God weet. Moenie nie huis genoeg doen verkeer gaan soek vir 'n man of 'n vrou nie. Los die tyd en sê so goed as uit. Kom by die Here uit, God gaan vir jou voorsien vir iemand. Amen. Want weet jy wat se boek eers jy? Dan kry jy ander manne, en wat kan ek dit nou sê, ek gaan dit agter die kreksel sê, en dan moet jy nie. Vir baie mense kan jy dalk ek weet nie. Wat noem jy al boeke? Waar die man so gelaai het om te kyk met die sterretjies op jare terug? Pas nie. Ek het dit nie gesê. Dankie Terry. Dis die waarheid. Wat se boek is jy? Wat lees die wêreld wanneer hulle na jou kyk, kind van God? En dit kom terug by een ding. Hoe honger is jy vir God? Want as jou hart soekend is na hom, hoor my mooi, gaan die sonde nie so groot probleem wees nie. Want God gaan veel belangriker wees. As jy, hoe belangrik is God vir jou? Hoor my mooi, ek sê nie hierdie kerk gaan jou hemel toe vat nie. En ek gaan nou 'n klip in die bos gooi nie. Maar is maar so. Hoe belangrik is jou geestelike lewe vir jou? Want hoor my mooi, as jou geestelike lewe belangrik was, sal jy seker maak dat jy doen wat jy moet doen. Dat jy bid wanneer jy moet bid. Dat jy die vrug dra wat jy moet dra. Laat jy doen wat jy moet doen. Laat jy, soos die woord sê, nie dit versuim om die onderlinge ooreenkomste te kom nie. Soos baie van julle die gewoonte het nie. Maar jy sien hier's die ding. Vir baie mense het godsdienst opsioneel geword. God het 'n opsie geword. Hy is nie die enigste nie. He's just an option when and as I need him.
En ek wil vir jou sê, jy kan nie daai lewe leef nie, kind van God. God wil nie gesien word nie. Hy soek jou alles. Jy sien, maar ons dien die Here en dis lekker en dan all of a sudden dan begin die goedjies terugkom. Hoekom? Want jy sien, mense raak verlief op die idee van Christen wees. En wat is daar nie gesê? Jy raak verlief op die blommetjie. Wat so mooi blom, maar as die seisoen verby is en hy verwelk, dan weet ons nie om die blom in die lewe te hou nie. You don't know what to do with the roots. Nou vra ek vir jou honger as jy vir die Here kind van God. Want jy sien, Genesis 4:7 sê vir my, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy, sê weet jy ek, moet daaroor heers. So as jou lus groter is as jou lus vir God, dan vra vir die Here, Here blus my lus vir die dinge van die wêreld. Want hoor my mooi, as God vir jou belangrik is, sal hy jou prioriteit wees. As hy vir jou belangrik is, sal jou geestelike lewe vir jou prioriteit wees. En nie net 'n opsie wees nie. Ons moet waak. Ons moet teen dit stry. Daar's 'n ander vers in die woord wat sê, jy het nog nie teen die sonde beklei. As jy jou weet nie my woorde, dit is teen bloed teen die sonde beklei. Wys my iemand wat al so hard, ek gaan hom maar gebruik as 'n voorbeeld, om daarteen te fight dat jy bloed het. Ek het nog nie een gesien nie. Maar wie ons lag oor, maar dit is ernstig kind van God. Want weet jy wat, as God jou alles is, sal aan die res van die goed in die agtersien kom lê. Want God is dan vir jou belangrik. Want jy sien, as jy nie gaan stry nie, as jy nie daarteen gaan waak nie, as ons dit nie gaan doen nie, gaan die vuur wat eers hoog gebrand het, dood gaan. Ek het dit al baie gesê, maar dit is nie my werk om jou vuur in die brand te hou, dit is jou eie werk om jou vuur in die brand te hou. Want jy sien, en hier is die groot ding, en weer eens, ek het al hoeveel keer gesien, jou honger vir God, gaan nie oor 'n nag dood nie, dit vat tyd. Dus is 'n blommetjie wat stadig, maar seker doodgaan. En weet jy wat is die hartseer? Dat ons as kinders van God toelaat dat dit wat God begin het, sterf. Het is hartseer. En ek wens baie maal, en ek het nou nie dat bid ek sê, Here, gee die mense klappe op hulle oë, dat hulle net gefokus kan bly op U, dat hulle niks anders kan sien nie. Maar ongelukkig werk dit nie so nie, want Genesis 4:7 sê, jy moet teen die sonde stry. So maak nie saak, maak my blind, Here, vir die sonde. Pas op wat jy vra. Maar weer moet ek vir jou sê, hoe honger is jy vir God? Want jy sien, hier's 'n ding. Jy word honger vir dit wat jy voed. Hoor my mooi. Jy word honger vir dit wat jy voed. Nou wil ek vir jou vra, wat voel jy? What are you feeding? Want as jy honger is vir God, Jeremia sê, as jy my soek met jou hele hart, sal jy my vind. Maar as jy die tannie na bikini soek op bladsy 37, gaan jy haar ook vind. Hoor mooi. As jy jouself gaan volmaak met die wêreld, gaan jy nie honger wees vir God nie. Maar pastoor, ek is jong, ek het ook 'n lewe, ek wil ook my lewe geniet. 100% geniet jou lewe, doen dit met God. Wat voor oggend, brother? Have you ever heard about church leave?
Nou ek ken 'n paar mense in die al meer jare en raak ons sê, Jesus, ek wil net 'n bietjie kerkverlof hê. Hè? Waar in jou lewe wil jy 'n bietjie kerkverlof hê? Hoekom? Ag, pastoor, maar ek kan dit nie elke dag nie. Regtig? Wil jy God moet elke dag? Pastoor, maar hoekom nie? Okay, nou as die Here nou op Here verlof gaan en die jou gebede antwoord nie, wat dan? Dan sê hy volgens ons die Here is nie skuld. En ek wil net 'n bietjie kerkverlof hê, pastoor, yes, ek is nog. Weer eens wil ek vir jou sê, waar lê jou prioriteite? Want jy sien, hier is die ding. As God jou alles is, gaan dit vir jou nie 'n las wees om hier te kom staan en jouself te verlustig in God nie. Nee, pastoor, eers maar ek het genuine verlof nodig. Nou vat jou verlof. Van dit jou papie kerk leer, saam gaan soek vir jou kerk, dan gaan daar ook kerk terwyl jy verlof is. Ek sê nie, jy moet nie verlof hê nie. Glad nie. Maar jare terug, as jy op verlof gaan, is die eerste ding wat jy inpak, is jou pakklere. Want jy gaan kerk toe daar waar jy is. Want hoekom, dis vir jou belangrik. Maar nou, wat doen hulle as hulle op kerkverlof gaan? Hulle vat nie pakkie klere, hulle los die Bybel in die handkas en hulle toe aan. Hulle stop by plekke wat nie moet nie. Ek gun jou, gaan hou jou vakansie. Maar moet nie God by die huis los nie. En glo my, hoor wat ek jou sê, as hy vir jou nog iets regtig beteken, as jy nog honger is, sal jy hom saam met jou vat. Sal jy daar waar jy is, soek tydig en ontydig om die woord van God te verkondig. Om iets vir hom te beteken. Maar jy sien die ding, as ons heeltyd besig is met sosiale media, met werk, met geld, met probleme, met afleidings, dan verloor jou siel sy honger na God. Dus hoekom ek sê, honger vir God is nie outomaties nie. It requires work. It requires dedication. As dit vir jou belangrik genoeg is, en ek kom ons maak dit 'n bietjie algemeen. As jy jou hart daarop sit om iets te doen, want dit is vir jou belangrik, maak nie saak wat kom nie, jy sal dit doen. Weet jy wat? Dis vir jou met God moet wees. Heeltyd, konstant, soos dit moet wees. You need to fight constantly. Want dit is wat dit is in ons lewe. We need to constantly fight to serve God. Because if you don't do it, the enemy is going to trip you. En as jy daar lê, gaan hy vir jou lag. En ek gaan dit 'n paar keer sê, en ek vra jou weer vanoggend, hoe honger is jy vir God? Nie hoe gereeld bid jy nie hoe gereeld kom jy kerk toe nie hoe gereeld doen jy voorsang nie hoe goed jy is nie, hoe honger is jy vir God? Want al hierdie goedjies is dit maak deel van jou redelike godsdienst. But you need to want to know Him. Want jy sien, die groot ding is, jy kan nie vol wees van die wêreld en van God nie. Dit werk nie so nie. Want jy sien, 2 Korintiërs 6:14 sê die volgende, hy sê, jy moet nie dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Want watter deel genootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? Maar wat ek vir jou wil sê is, en watter gemeenskap het die lig met duisternis? You cannot serve God in the world. Daar's nie manier nie. Johannes 1:15 en die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Hoekom nie? Want die lig Jesus die een wat sy naam jy noem dat die vyand sidder. Daar's 'n ou liedjie
wat sê ek ken 'n naam. Dis kosbaar ver, bo alles. Hierdie naam verruk my hele wese deur en deur. Die wonder van hierdie naam is so onmeetbaar. Dan kom die koor en hy sê, dit roer my siel, wanneer ek dink aan Jesus. Kan ek vir jou vra, roer God se naam nog jou binneste? Of is Jesus maar net 'n naam wat jy ken? Wat jy sien, ons ken baie maal net vir Jesus wanneer ons iets nodig het. Maar wat ek vir jou wil sê, jy kan nie God en die wêreld dien nie. Want jy sien, lig en duisternis kan nie saamloop nie. Want as die een aanwesig is die ander een afwesig. Die oomblik as jy 'n flitslig aansit in 'n donker kamer, verdwyn die donker. Die oomblik as jy die lig afsit, is duisternis oorheersend. Ek vra jou weer, kind van God, hoe honger is jy? Want jy sien, om 'n gebrek te hê aan 'n hongerte vir God, is 'n groot probleem. Dis bitter gevaarlik. Hier is die gevaar. Wanneer jy nie meer honger is nie, begin jy dink jy's okay. Wanneer jy nie honger is nie, dan voel jy nie meer die oortuiging nie. Die stemmetjie is daar, maar hy raak stil. Jy voel nie meer die dringendheid nie. Jy voel nie meer die dors na die teenwoordigheid nie. Dit is bitter gevaarlik. En jy sien, wat die ding is, die oomblik wanneer jy begin dink dat jy is okay, dan leef jy, maar jy lewe sonder die vuur van God. En jy begin dink dat dit is normaal, dit is nie kind van God. En hoor my mooi, die probleem is nie die sonde nie. Die probleem is die afwesigheid van God in jou en my lewe. Want die ding is, as God die prioriteit was, as God ten volle teenwoordig was in jou lewe, sal die sonde nie vir jou issue wees nie. Want jy sal daarteen wil stry. Die stem gaan so duidelik wees wanneer jy iets doen wat jy nie moet doen nie, dat jy daar gesê, maar ek kan nie dit doen nie. En weer eens, kind van God, 'n gesonde lewe, 'n gesonde verhouding met God, is soos 'n gesonde, gebalanseerde dieet. Dis 'n leefstyl, dis nie die ekskuus. Jy leef volgens I found a new way of living. Amen. Dit is wat die verskil is. Jy sien, God reageer wanneer jy honger is, weet jy dit? Ons sê altyd, die Here is heilig, hy is 'n gentleman, Heilige Gees, hy sal homself nooit op jou afdwing nie. Maar wanneer jy honger is na hom, gaan jy soekend wees na meer van hom. En wat sê die woord? Wanneer jy my soek met jou hele hart, sal ek jou my laat vind. Hy sal dan vir jou dieper dinge in die woord oopmaak, vir jou dieper dinge leer. But you need to want to have it. You need to want to know it. Hallelujah. Maar die probleem is, we just like the idea. Ek wil net 'n Christen genoem word, pastoor, is dit nie? Nou dat jy vir my kliënt op die praat is so, hy sê ja, I don't really believe in God. I'm a good person. Say, okay? I say, I'm going to heaven. I say, you don't believe there's a God, how can you believe in heaven? I say, but by the way, good people don't go to heaven. Toe sê ek wat? Maar dit is ongelukkig so. Jou goeie dade gaan jou nie hemel toe vat nie, kind van God. Jou verhouding met hom is dit wat jou gaan so toe vat.
Want as jy hom lief het, ons is daar allemaal dom mense. Ken my en al my weer. En ek, God, sal jou baie vir jou gelyk maak. Maar ek ken my en al jou weer. Maar ons ken hom en al sy weer, wanneer ons 'n nuwe karretjie wil hê, wanneer ons al die lekker dinge soek. Maar hy weet een ding, hy is 'n God van voorsiening, maar hy is ook 'n God van geregtigheid. Amen. God reageer wanneer jy honger is. Matteus 5 vers 6. Hy sê, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. So wat wil ek vir jou sê? Ek sê altyd, there's a lot of things said in unsaid. As jy soekend is na God en sy geregtigheid, sal jy versadig word. So as jy nie gevoed word nie, wie se skuld is dit? Jy is skuld. Want hoe hard soek jy? Salig is die wat honger is en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Hy praat nie van perfekte mense nie. Hy praat nie van mense wat alles reg doen nie. Maar hy praat ten minste van mense wat genuine probeer. Die wat honger is, sal hom soek. As jy honger is, hoor my mooi, as jy regtig honger is, en jy is soek en sal God jou voel. Hoekom sê ek so? Hy het vir my gedoen. Ek is nie perfect nie. Ek is nie heilig nie. Ek dink niks beter as enigiemand anders nie. Maar as jy hom soek, sal hy jou vind. En hy sal jou volmaak. Hoekom? Want hierdie woord sê so. Amen. Dis wat ek en jy nou al gepraat het. En ek like wat jy gesê het net. Lees die Bybel. Doen wat die woord sê. Bid vir jou probleme. Want die woord sê wat die woord sê. Ons sing die koortjie, elke belofte in die woord is myne. Elke hoofstuk, elke vers, elke lyn. Maar wanneer die taai teerslaan, asseblief ek het nie 'n probleem saam met dit nie. Saam met dit stem nie. Ek doen dit liefde is my lekker. Maar weet jy wat staan die belofte? Die Here sê in sy woord, herinner my aan my beloftes. En hoeveel beter is dit as om na die Here te gaan en woord te bid. Maar jy sien, ons kan nie eens daarby kom met die Here oordeemlik dankie te sê wat ons het nie. Ons sê nie dankie Here, ek so. Maar hoor my mooi, as jy honger is, sal God jou vul. Nie dalk nie, nie miskien nie, as jy honger is, sal hy jou vul. Want jy sien, ons lewe, maar die gerasie buite is soms net te veel. Maar weet jy hoekom? Want jou honger na God is nie wat dit moet wees nie. Jy honger meer na die dinge van hierdie wêreld as wat jy honger na die diepte van God. Amen. En ons het nodig om bietjie 'n priority change te doen. Ons het nodig om weer bietjie honger te word. Jy sê ook vanoggend weer, jy sê maar, ek kan onthou hoe ek gevoel het. Ek kan onthou hoe ywerig ek was. Ek kan onthou hoe ek in sy teenwoordigheid gehuil het. Ek kan onthou hoe hy my gebede geantwoord het. Weet jy wat sad? Dat wanneer iemand vra om vir jou iets te doen, of iets te sê, of kom ons share 'n bietjie vanaand,
oor die goedheid van die Here. En hoor my mooi, ek kan jou baie stories in my eie lewe uithaal, waar God vir my dinge gedoen het, waar God vir my goed was. Maar kan ek jou gou iets vra? Wat van gister? Hoekom moet ons altyd 40 jaar terug gaan? Wat van gister? Want die woord sê vir my, hy is gister, vandag tot na alle ewigheid dieselfde. Hy sorg elke dag vir my. Die feit dat jy vandag hier oopmaak, is 'n getuienis. Om te sê, dankie Here, vir u goedheid. Dankie dat u my wakker gemaak het. Dankie vir die geleentheid wat ek het, om nog iets vir u te kan beteken in hierdie dag. Maar jy sien, ons onthou u toes. Wat van nou? Ek het dit woensdag aand, ek het dit gesê. Dit raak stil in jou lewe. En jy wonder maar, hoekom? Here, hoekom is dit nou so stil? En dan dink ons, jy, maar waar is jy? God is presies waar hy moet wees. Die vraag is, waar is jy? Want ons is die een wat oor die algemeen reg draai. Ons is die een wat van die pad afgaan. God is presies waar hy was. Want as hy nie was nie, het hierdie woord gelieg. En God se woord lieg nie. Hy lieg nie. Hy is nog altyd daar. Dis ons wat wegdraai. Ek en jy het nodig om 'n keuse te maak van God. En hier is die ding. Weer eens sê ek vir jou, honger kom nie van self nie. Dis iets wat jy aan werk. En dit is tyd vir jou en my om weer honger te word vir God. Want hoor my mooi, wanneer jy die prioriteit gaan verander en hy alles word, verander jou omstandighede. Jou denkwyse. Maar hier is die ding. Jy moet kies om hom te dien. Jy moet kies om tyd te maak vir hom. Jy moet kies om meer te bid. Jy moet kies, soos die liedjie sê, in stilte te wag op hom. Jy moet kies om weer weg te stap van dit wat jou op hierdie stadium kamstig volmaak. Jy moet kies om minder tyd te spandeer op sosiale media. Jy moet kies om weer meer tyd in die teenwoordigheid van God te spandeer. Jy moet kies om hom eerste te stel. Dit gaan nie vanselfsprekend gebeur nie. Dit kos 'n prys. Dit kos opoffering. Maar op die einde van die dag, kind van God. Weet jy wat, ek sê volgens my vrou, en dit gaan nou seker, ek gaan dit maar sê, moet my nou nie verkeerd verstaan nie, ek sê nie, ons praat nie oor belonings nie. Maar, jy moet God dien. Nee? Soos jy gereeld werk toe gaan. Want jy staan elke dag op, en jy gaan werk toe, want hoekom? Want daai man betaal elke maand 'n salaris. En pastor, as ek nie werk gaan, dan gaan my wegjaag. Well, guess what? God will never chase you away. But you need to have that type of priority to God. Soos wat jy het met jou werk, met jou getrouheid. Wie wat ek verstaan as ou nie kan nie. Maar moenie in die huis van God uit wegbly, omdat jy maar net nie vandag lus het nie. Ons wil regtig hê die Here moet altyd vir ons opdag. Maar ons moet nie vir hom opdag nie. Hoe werk dit? Maar dit is tyd, kind van God, dat ons net bietjie ernstig raak. Weet, Jakobus 4 vers 8 sê, nader tot God, en hy sal tot jou nader. Daar staan nie, nader tot God, wanneer jy hom nodig het alleenlik nie. Nader tot God.
In elke aspek van jou lewe. Want as jy hom gaan eers te sit, ek wens net, ek weet nie, en ons almal, ek weet, dit is nie so maklik nie, dit is nie 'n maklike ding nie, want life happens, things carry on, but you need to start choosing God above everything else. Amen. Amen. You need to put Him first above everything else. Het jy al gekyk na moslims? Op 'n Vrydagmiddag? Hulle los alles en hulle bid. Nou wil ek vir my sê, jy kan nie as 'n Christen daai selfde integriteit hê nie. Wat het geword van vrye godsdienst? Jy is geregtig op dit. Ek verstaan as dit omstandighede is en dit is soos jy sê, maar kan ons nie daai dedication towards God hê nie? Ek wil klaarmaak. Hoe honger is jy na God? Is jy regtig soekend? Mag ek vir ons speel as ek dit. Hoe ernstig is jy oor jou verhouding met die Here? Ek vra nie vir jou oor hoe ernstig jy oor jou verhouding was laas jaar nie, of gister nie. Ek vra vir jou vanoggend, hoe honger is jy vir God vandag? Jy sê dalk hier en jy sê, maar pastoor, ek het nie meer die sonde lief nie. Ja, ek het baie dinge opgegee, en ek is regtig die, ek is nie so lief vir die sonde nie. Weet jy, dit is die realiteit. Jy is ook nie regtig meer so lief vir God soos jy was in die begin nie. En waarom is dit jou my kind van God? Want die Here wil hê, jy moet hom dien met jou hele hart. Ons het hierdie verdraaide idee dat jy kan God dien net soos wat jy wil. God is jaloers, God is alles of is niks. Hy wil die hoof van jou lewe wees, hy wil nie die deel van jou lewe wees. Hy wil in beheer van jou lewe wees. En hier is die ding, hy kan alleenlik in beheer van jou lewe wees, as jy vir hom sê, Here, ek gee my lewe vir U. Ek gee U die reg. Ek staan terug, Here, sodat U wil in my lewe kan geskied. Hoe vir jou vrou daar waar jy sit en in die oor te sluit. As jy vandag eerlik kan wees met jouself, en jy kan vandag herken en jy sê dat, Here, maar ek is nie so honger soos wat ek altyd was. Wil ek vir jou sê vanoggend, hoor mooi en na die inspraak van God se Gees in jou lewe, want dit is tyd om terug te kom. Nie môre nie, nie volgende week nie, vandag. Vra vanoggend die Here net om weer honger te maak, om weer net daai vuur vir jou in die brand te steek, om jou weer dors te laat word vir hom. Want wanneer jy ophou om honger te wees vir God, begin jy vol raak, hoor mooi, wanneer jy ophou om honger te wees vir God, begin jy vol raak van alles wat jou leeglos. Want daar's niks wat jou kan voed soos hy nie. Daar's niks wat jou kan volmaak soos hy nie. Daar's niks wat jou kan tevrede stel soos hy nie. En die ding is, wanneer jy honger raak vir hom, sal hy jou vul. Hy sal jou lewe verander. Hy gaan jou vol met vuur. Hy gaan jou vol met sy teenwoordigheid. Maar die ding is, hoe honger is jy?
What are you feeding yourself with? En ek wil jou los met hierdie gedagte, dalk het jy al die storie gehoor. My oupa sit met praat met sy kleinseun en hy het al vertel vir hom 'n storie van 2 wolwe. 'n Goeie wolf en 'n slegte wolf. En hy sê vir hom dat die een wolf is, hy wil net steel en verwoes en sleg maak en seer maak en alles vernietig voor hom. En hy sê, hy praat van die ander wolf, en is die goeie wolf, wat omgee vir ander om hom, wat lief is vir almal om hom, wat net die goeie wil doen. En die seun vra vir sy oupa, maar wat jy het geleef, oupa? Wat jy het gebly leef? Hy sê die ene wat jy gevoel het. En ek vra vanoggend vir jou, wat voel jy in jou lewe? Because whatever you are feeling is going to show. As jy God voel in jou lewe, as jy hierdie woord vat en elke dag leef, volgens wat hierdie woord sê, kan jy nie anders as om te wees dit wat God wil hê moet wees nie. En ek los jou met dit. What are you feeling in your life? Die besluit is jou vanoggend met van God. En ek los jou met die vraag, hoe wonder is jy vir God? Die Here sê, kids up.